Geliefdes, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is regtig 'n voorreg om elkeen van julle hier te hê vanoggend. Dankie dat u die heerlike reën trotseer het. Hy het so saggies geval en ek moet self sê ek was versoek om so 'n bietjie in die bed te bly lê, maar ek is baie dankbaar en baie bly dat die Here Jesus u opgewek het en dat u hier saam met ons is vandag by die kuiers van die Here en waar die reën van sy seën ook oor ons uitgegiet kan word. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom dankie Heer vir die wonderlike geleentheid wat ons het om vanmôre na u woord te kom luister, Heer. Ons kom dankie Heer dat u ons so getrou onderhou, Heer. Liggaamlik, Heer, fisies en finansiëel, Heer. Dankie Heer vir die geleentheid wat ons vanmôre het om 'n stukkie van ons finansies terug te kan gee vir u, Heer. Wees ook so ons kerkraad genadig, Heer. Kom lei ons daarin, Heer, om dit te spandeer, Heer, om u koninkryk uit te brei, Heer. Wees ook so vanmôre saam met ons prediker, Heer. Kom seën hom ook, Heer. Kom lei hom in die diens ook, Heer. Open ore, Heer, dat ons dit kan luister, Heer, en dit uit te leef die volgende week, Heer. Ons dank u in naam van Jesus alleen. Amen. Vader, ons het u lief. En dis nie iets wat ons net sê nie, Here, dis nie eers iets wat ons net voel nie, maar dit is ons wese, ons hart en ons siel wat na u uitrek, die God van alle eeue, en sê ons het u werklik lief. Ons het u lief, Here, omdat u ons eers lief gehad het. Ons het u lief, Vader, omdat u liefde vir ons aan die kruis van Golgotha bewys het. Ons het u lief, Here, omdat u gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei. Ons het u lief, omdat u kom om ons te kom haal, sodat ons vir ewig by u kan wees. Ons het u lief met ons hele wese. En ons word versadig. Ons beker loop oor van die liefde van God wat u oor ons ook uitgiet. En daarom, Vader, kom, raak ons stil in hierdie oggend. En buig ons hoofde en ons harte en wag op u woord, sodat u in liefde en in genade ook u woord met ons kan kom deel. Nie deur die woorde van 'n mens nie, Vader, maar deur die krag van u Heilige Gees. Ons loof u in hierdie oggend, Here. Aan u al die eer en aanbidding van ons harte tot in alder ewigheid. Amen. Baie dankie. Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Lukas 4 vers 1 tot 13, 'n bekende gedeelte in die Bybel, maar ook 'n vreeslik interessante gedeelte, die versoeking van die Here Jesus in die woestyn. Lukas 4 vers 1 tot en met vers 13. Ek gaan dit vir u voorhou, daar staan. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid,
sal alles aan U behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as U die seun van God is, werp U self hiervandaan neer. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Ons lees net tot daar uit die kosbare woord van die Here Jesus. Ek sou dit nie in die oorlog gemaak het nie. Boonbehalwe die fisiese uitdagings waarvan ek nog net stories gehoor het ek net eenvoudig nie die geluk om dit te maak in 'n oorlog nie. Ek sal nie oorleef nie. Ek's een van daardie mense wat onmiddellik op 'n landmyn sou trap, nog voordat die motor heeltemal stil gehou het wat my afgelaai het by die oorlog. Die laaste keer toe ek met die jeug gaan paintball speel het hulle my in minute so vol verf geskiet dat ek gelyk het soos 'n mislukte poging tot moderne kuns. Ek is dankbaar dat ek in 'n goue era gebore is waar dit eenvoudig nie vir my nodig was om na die weermag toe te gaan nie. Vir my is die geestelike oorlog waarin ons gewikkel is meer as genoeg van 'n uitdaging. Efesiërs 6 vers 12 skryf die volgende, dit sê, want ons worstelstryd, ons oorlog, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hierdie oorlog is nie sommer net ietsie wat ons sê nie, dit is 'n lewende werklikheid. As ons na die geskrifte van die apostels kyk en as ons die woorde van die Here Jesus bestudeer, dan besef ons dat vir hulle was hierdie geestelike oorlog waarin ons staan 'n daaglikse werklikheid gewees. Dit was iets waarvan hulle bewus was. Dis iets wat hulle besef het besig was om te gebeur. Paulus gaan so ver as om sy vyande te identifiseer in Efesiërs 6. Dis nie vir hom 'n oorlog nie, hy weet presies wie die vyand is. Hulle is die owerhede, hulle is die magte, hulle is die wêreldheersers van duisternis, hulle is die bose geeste in die lig. Petrus aan die ander kant doen dieselfde. Petrus skryf dat sy vyand rondloop soos 'n brullende leeu. Nou hierdie is nie die brullende leeu's wat ons daar in die veiligheid in die wildtuin sien in ons motors nie, maar hierdie is werklike gevare. Ek het so 'n bietjie vir interessantheid gaan oplees en gesien dat daar 7 keer in die Bybel vertel word van mense of groepies mense wat deur hierdie wilde leeu's verskeer is. Jy sien in daardie tyd, die tyd toe hierdie apostels geleef het, was leeu's wild gewees en was dit glad nie ongehoord dat 'n leeu jou op die pad sou kry en jou sou verskeer nie. Hulle was bang gewees vir hierdie leeu's. So as Petrus skryf dat die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu, is dit nie daardie brullende leeu agter die tralies in die wildtuin nie. Dis 'n werklike, 'n ernstige gevaar. 1 Petrus 5 vers 8 sê hy, daarom wees nugter en waaksaam. Mooi Afrikaans sê, kyk uit. Let op, hoekom? Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. 'n Mens sien tekens van hierdie geestelike oorlog, selfs wanneer mense na die geskiedenis kyk en dit vergelyk met die geskrifte van hierdie mense. Jy sien in die tydperk van Paulus en Petrus was daar wreedaards wat die Christene geweldig vervolg het. 2 name wat bo die ander uitstaan is byvoorbeeld keiser Nero en keiser Domitianus. Nou hierdie 2 manne was geweldige
wrede vervolgers van die kinders van die Here gewees. Hulle het hulle sistematies uitgesoek en uitgemoor. Maar ten spyte daarvan, lees 'n mens nie een keer in een van die sendbriewe, dat Paulus 'n enkele keer, dat Petrus 'n enkele keer praat van die gevaar van Rome, of hoe aaklig of hoe sleg hierdie mense is nie. Jy sien, hierdie apostels het geweet, dat hierdie bose mense maar net pionne was in die hand van die duiwel. Hulle was maar net pionne in iets wat baie groter was, baie meer gedig was in hierdie geestelike oorlog waarin hulle gewikkel was. Ons vanoggend is nog steeds in hierdie oorlog, wetend of onwetend gewikkel. Jy sien, daar kan in die politiek en in die nuus gebeur wat ook al daar moet gebeur. Hulle kan 100 keer by ons inbreek, hulle kan allerhande liedere sing en politieke opmars, hulle kan doen net wat hulle wil, maar al hierdie mense is maar net pionne in 'n geestelike oorlog. So staan daar op 'n baie mooi manier in ons huweliksformulier die volgende waarskuwing vir 'n paartjie wat gaan trou. Daar staan: wees daarop voorbereid dat die Satan nooit genoeg neem met dit wat mooi en goed is nie. Soos wat hy in die heel eerste huwelik ongeluk en dood in die wêreld ingebring het, so probeer hy steeds vandag 'n wig indryf tussen man en vrou en ook tussen egpare en God. En dis 'n sinvolle waarskuwing. Jy sien, die duiwel is baie dinge, maar hy is verseker nie lui nie. Vandag gebruik hy in kinders van die Here se lewens mense en omstandighede en gebeure om enigiets in sy vermoë te doen, sodat ons nie ons potensiaal as kinders van die Here kan bereik nie. Die duiwel is doenig in ons lewens. Ek dink as daar een les is wat ons verseker moet leer uit Lukas 4 uit, is dat die vyand niemand sal spaar nie. As hy die Here Jesus Christus nie eers gespaar het in sy vervolging en sy versoeking nie, hoe sal hy een van ons dan spaar? As hy nie teruggestaan het vir die seun van God nie, hoe gaan hy terugstaan vir u en vir my? Ons is in 'n geestelike stryd gewikkel. En hierdie geestelike stryd is daar 2 dinge wat ek vanoggend net wil hê ons baie deeglik moet verstaan. En so net voordat ons nog eers by die gedagtes kom, wil ek hê dat ons daaraan moet dink as basiese opleiding. Die dinge wat ons moet verstaan nog voordat ons in hierdie oorlog ingaan. En die eerste van hierdie dinge wat ek wil hê ons moet verstaan is hoe die duiwel ons aanval. Jy sien, mense skryf dikwels dinge aan die duiwel toe wat eenvoudig nie die werk van die duiwel is nie. Daar is sekere beperkings en sekere dinge wat die Here bo op die duiwel geplaas het waar hy nie verby kan kom nie. As ons deur die skrif gaan kyk, dan sien ons dat die duiwel ons aanval en versoek en die omstandighede in ons lewens verander deur 2 hoofmaniere. Die eerste is deur ons te versoek. Wees daarop die dag dat die Here ons versoek, maar hy maak ons nie sonde doen nie. Jy sien, ons kan maar 100 keer sê dat ons in die cricketwedstryd gekroek het, want die duiwel het ons gemaak dit doen, maar die waarheid is, die duiwel maak niemand sonde doen nie. Hy versoek ons om sonde te doen. Hy skep vir ons dalk die geleentheid en die begeerte om daardie sonde te doen, maar die duiwel het nog nooit en kan ook nie enige iemand maak om te sondig nie. Selfs mense wat duiwelbesete is nie gemaak om sonde te doen nie. Dis juis as gevolg van sonde, juis as gevolg van die feit dat hulle vir die duiwel 'n vatplek in hulle lewe gegee het, dat daar die duiwelbesetenheid in die eerste plek gebeur het. Niemand van ons sondig omdat die duiwel ons maak sondig nie, maar net soos in die tuin, net soos in die woestyn kom versoek die duiwel ons om sekere sonde te doen. Hy kom skep vir ons die gedagte. Hy kom skep vir ons daardie begeerte.
Hy sê vir Eva met twyfel in haar hart, sê hy, is dit so, is dit waar wat die Here gesê het, en dan die begeerte, maar sien jy hoe goed hierdie vrug is om te eet? Maar hy kan die vrug nie self pluk nie. Hy kan jou mond nie oopmaak en dit insit nie, en hy kan dit verseker nie kou en namens jou sluk nie. Die duiwel versoek ons. Sy tweede taktiek is om ons omstandighede te gebruik. Seker die bekendste voorbeeld van die duiwel wat omstandighede gebruik om ons te versoek is die van Job. En so lees ons in Job 1 vers 12, daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hande, net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Sien, die Here laat soms toe dat die duiwel omstandighede in ons lewens verander en manipuleer om ons te versoek. Hoor wat skryf Paulus, hy is nog 'n goeie voorbeeld hiervan, as hy praat van die doring in sy vlees in 2 Korintiërs 2 vers 17. Hy skryf, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Aan die gemeente in Thessalonika skryf hy die volgende in 1 Tessalonisense 2 vers 18. Hy sê, daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmal, maar die Satan het ons verhinder. U sien, die ou Satan is 'n vernietiger, verwoester, verraaier, verdraaier en 'n moordenaar. Petrus noem hom die brullende leeu wat soek om ons te verslind. Jesus noem hom in Johannes 8 vers 44 die mensemoordenaar. Hy is daarop uit om omstandighede en gebeure in ons lewens so te bestuur en so te maak dat dit vir ons moeilik is, dat dit vir ons naby onmoontlik is om die Here te dien. Miskien moet ek 'n praktiese voorbeeld gee. Wie van u het al so 'n ervaring gehad dat jy, ek gaan sommer net 'n voorbeeld gebruik, jy besluit, jy wil nie meer jou humeur verloor nie. Jy besef, dit pas nie by 'n kind van die Here om mense te vloek terwyl jy bestuur nie. En vir 'n week lank kry jy dit heeltemal reg. Die taxi swaai voor jou in en jy sê vergewe hom, Here. En hulle sit hulle hazards aan en breek net daar voor jou in die pad en jy slek maar af en jy sê die genade van die Here. En vir 'n week lank gaan dit goed, maar een oggend het die papbakkie uit jou hand uitgeval en op jou nuwe klere gesit. En die hond se landmyn het in jou pad gestaan op padkar toe. En die motor wou nie start nie en het geleen en reën en jy was laat by die werk en jy het met jou vrou beklei. En al hierdie omstandighede het saamgewerk en toe daai taxi toe voor jou inswaai. Toe is dit die haar wat die kameel se rug verbreek. Is dit nie partykeer so nie? Die omstandighede, die geleenthede, die sake in jou lewe wat saamwerk in die hand van die vyand. Hy versoek ons en hy manipuleer ons omstandighede. So hoe op aarde is die vraag wat ek hier wil vra vanoggend, staan ek teen hierdie vyand? Hoe is ek slaggereed in hierdie oorlog? Hoe op aarde hou ek kop by bo water as ek wat 'n eenvoudige mens is staan teen hierdie slang wat met 6000 jaar se ondervinding teen my kom staan? Ek wat 'n eenvoudige mens is, hoe staan ek teen hierdie duiwel wat die hoof van die engele in die hemele was? Sekere mense het vreemde idees. Sommige mense salf alles van die voordeur tot die kombuisdeur. Salf is goed, salf is Bybels, maar salf in sigself het geen krag nie. Dis simbolies. Dis daar sodat ons daarna kan kyk en kan sê dat die bloed van die Here Jesus Christus vir my verlossing gekoop het en dat ek moet vashou aan dit wat die Here Jesus vir my gedoen het. Wanneer ek daardie salf sien of daardie salf ruik, moet dit my herinner aan die werk van die Here, maar die salf op sigself beteken niks. Ek ken mense wat alles salf, letterlik van die voordeur tot die kombuisdeur in daardie huis, maar hulle leef soos wat hulle wil. Hulle moes daai salf eerder in die kos gegooi het. Dit beteken niks. Ek het van ander mense gehoor en veral
Die ander dag het ek 'n Christelike film gekyk waar ek dit gesien het, waar mense sommer begin om die duiwel aan te val en met die duiwel te praat. Waar hulle in gebed een oomblik oorskakel van die Here na die duiwel toe en vir hom sê, jy moet uit my huis uit en jy het nie meer 'n houvas op dit nie en jy moet ek dit doen en jy moet dit en jy moet dat. En dan lees ek die woorde van Juda 9. Ken nie Judas 9, dit sê, maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in worstelstryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar gesê die Here straf jou. As Michael, die aartsengel van die Here, die vegter van die Here, die groot engel, nie durf die Satan aanspreek nie, hoe op aarde doen mense dit? Hoe verwaand? En dan het ek selfs al ander belaglikhede in my lewe teëgekom, mense wat die wapenrusting aantrek asof dit fisiese klere is. Ek het eendag in 'n diens gesit waar die prediker gepraat het en hy's vreeslik geïnteresseerd in allerlei duiweluitdrywery en sulke dinge en hy vertel die verhaal waar hy die oggend die wapenrusting aangetrek het en dan trek hy nou asof hy regte skoene aan is, trek hy die skoene van bereidheid tot die evangelie en die harnas van geregtigheid en die skild van die geloof trek hy fisies aan en hy vertel hoe daar 'n meisiekind na hom toe aangekom het en toe hy haar wil keer, toe sê hy die skild van die geregtigheid en toe hoor hy net metaal teen metaal soos wat hierdie wapen wegbots. En ek het in daai banke gesit en gedink dat daardie man 'n psigiater nodig het. Jy sien die wapenrusting waarvan Paulus praat is nie een of ander towerkrag wat ons vir onsself kan aantrek nie. Wanneer ons die teks gaan lees is dit baie duidelik dat Paulus daar skryf oor ons redding. En hy's besig om 'n simbool, 'n metafoor te gebruik om vir hulle te sê dat die geloof wat jou red, die geregtigheid wat jou red, die waarheid wat jou red, jou wapen is teen die vyand. Met ander woorde, jou enigste verweer teen die Satan is om 'n kind van die Here te wees. Dis wat daardie woord beteken. Nie dat ons soos die keiser en sy klere, deursigtige klere moet aantrek nie. So hoe bied ons dan weerstand? As ons die duiwel nie kan wegsalf nie en ons kan hom nie wegskree nie en ons kan nie deursigtige klere aantrek nie, hoe bied ons dan stryd in hierdie oorlog? Is ons dan ongewapende soldate? En die antwoord is verseker nie. Inteendeel. Nie net is ons verseker daarvan dat die Here Jesus die duiwel sal oorwin nie, maar selfs in ons eie lewe is dit vir ons moontlik om slaggereed te wees teen die aanvalle wat die vyand teen ons verloods. Ons moet net op die regte manier slaggereed wees. En soos meeste dinge in die skrif is daar net een klinkklare, duidelike voorbeeld van hoe slaggereedheid lyk en dit is die voorbeeld van die Here Jesus. In Lukas 4 kom gee die Here Jesus vir ons die volmaakte voorbeeld van hoe 'n kind van God in onmenslike omstandighede stryd kan bied teen die liste van die duiwel. Jy sien, die Here Jesus Christus is in onmenslike moeilike omstandighede in Lukas 4. Daar's 3 dinge wat sy omstandighede vir my so bietjie vererger. Die eerste is net die blote tydperk daarvan. Jy sien, Lukas noem so aan die begin, dat in vers 2, dat hy vir 40 dae lank in hierdie woestyn was. Nou 40 dae klink nie so erg nie. Veral omdat daar baie weergawe is van 40 dae in die Bybel is, maar het u al gedink hoe lank 40 dae is? Dis langer as 'n maand. My salaris hou verseker nie vir 40 dae nie. Never mind ek wat in die woestyn moet oorleef sonder kos vir 40 dae lank. Lukas 4 vers 2 sê waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is en hy het niks geëet in die dae nie en toe hulle verby was het hy naderhand honger geword.
Let daarop dat die duiwel hom nie net 3 keer in hierdie 40 dae versoek nie. Ons sê dis 3 keer want daar's 3 voorbeelde van hierdie versoeking neergeskryf. Maar lees mooi wat sê daardie vers. Dit sê waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Vir 40 dae lank het die duiwel onophoudelik en aanhoudend die Here Jesus versoek en getart en uitgeterg. Ek kan myself nie indink die emosionele en verstandelike uitputting wat dit moes verg van die Here Jesus Christus nie. Die tweede ding wat bydra tot die omstandigheid is die plek waarin die Here Jesus was. Ons lees woestyn en dan dink ons aan die heerlike Namibiese woestyn of die Sahara woestyn, maar dis nie hoe die woestyn gelyk het waar die Here Jesus was nie. Die woestyn waartoe die Here Jesus deur die Gees gelei was 'n harde, rotsagtige gebied vol van diep klowe en baie skerp kalksteenheuwels. Bedag is dit skroeiend warm. Dit word baie maklik tot 56 grade Celsius en dan moet jy weet, jy's in die son sonder 'n skaduwee. En in die aand word daardie klipgebiede onmenslik koud. Boonop dit was hierdie gebied ook oortrek met diere soos leeu's, luiperds, hyenas, wolwe en giftige adders. Hoor wat voeg Markus by wanneer hy hierdie verhaal vertel in Markus 1 vers 13. Hy sê, en hy was daar in die woestyn 40 dae lank, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hoor wat sê hy dan by, en hy was saam met wilde diere. Nou het ek myself so 'n oomblik toegelaat om my te sit en verbeel. Om te dink hoe dit moet wees as ek in die middel van die nag, in die pikgiete donker moes sit. En ek weet dat ek in hierdie woestyn met kilometers aan die kante daar geen mens is nie moet sit, met letterlik die duiwel, die leeu en die slang wat vir my loer, tussen elke skaduwee. En dan nog die derde van die omstandighede wat liggaamlik was. Al 3 die evangelies maak daarvan melding dat Jesus honger geword het. Die Bybel sê niks van water nie en is moontlik dat die Here Jesus by putte water kon kry en selfs dat hy water met hom saamgedra het, maar hy was 40 dae lank in die woestyn sonder om iets te eet. 40 dae lank in hierdie woestyn is onmenslik op sy eie, maar om dit te doen sonder kos. Ek het gedink aan die onmenslike hoeveelheid energie wat dit jou moet verg om teen hierdie heuwels en in hierdie klowe in te klim en uit te klim. Die energie wat jou liggaam moes verbrand het om net sy temperatuur te reguleer tussen hierdie ekstreme hitte en ekstreme koue. Ek het gedink aan die feit dat die gewone menslike liggaam binne 21 dae begin om die proteïen in jou spierweefsel en organe te eet terwille van oorlewing. Jy sal dit nou miskien nie weet nie, maar by die huis kan ek nogal partykeer 'n bietjie kwaai en mislik raak. En gewoonlik as ek so kwaai en mislik raak, en kom my vrou en dan gee sy my 'n broodjie, en as sy my daardie broodjie gegee, dan is ek weer vriendelik en liefdevol. Want as jy honger is, dan beïnvloed dit alles in jou hele liggaam, jou hele ingesteldheid. Ek kan my nie indink hoe dit moet voel om vir 40 dae lank sonder kos te gaan nie. Ek dink dat dit 'n wonderwerk was, 'n wonderwerk wat Moses, Elia en die Here Jesus Christus alleen reg kon kry. Nou as al hierdie omstandighede saamkom, is dit onmenslik moeilike omstandighede. En as ek dink dat die Here Jesus die versoeking van die duiwel in hierdie omstandighede weerstaan het, dan verstaan ek dit nie. Jy sien, ek ken myself redelik goed en ek glo dat ek vas staan in my geloof en in my toewyding aan die Here, maar ek moet met u eerlik wees dat ek geen idee het hoe ek op enige manier stryd sou kon bied teen die versoeking van die duiwel nie. Ek vind dit heeltemal maklik om te glo dat ek al op dag 2 een van daai klippe sou bevreel het om in een of ander heerlike broodjie te verander. Ek weet nie eers in gewone omstandighede wanneer dinge dit moeilik raak altyd
hoe om weerstand te bied teen die bose in my lewe nie. Maar gelukkig kom wys die Here Jesus vir ons die beste manier. En ek wil dit vinnig in 3 gedagtes hanteer. Ek weet my tyd is naby en op, maar ek gaan letterlik net hierdie 3 dinge noem omtrent, want dit is maklik om te verstaan. Die eerste is, wees slaggereed teen die bose, deur gevul te wees met die Heilige Gees. Hoor wat staan in Lukas 4 vers 1, daar staan, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn ingelei. Daar is iets wat ons baie mooi moet verstaan in die Bybel. En is 'n bietjie dieper teologie, maar daar's 'n groot verskil tussen die ontvang van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Elke liewe kind van God, sonder uitsondering, daardie oomblik wanneer jy gered word, ontvang die Heilige Gees inwonend. Met ander woorde, die oomblik wanneer jy jou saak met die Here regmaak, dan kom woon die Heilige Gees van die Here in jou binneste. Dit op sigself is amper vir my onmoontlik om te verstaan. Dat die God van die heelal, die skepper van die hemel en die aarde in sy volheid, in sy gees vanoggend binne in my woon. Maar ek glo dit, want die skrif leer dit vir ons, Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, hoor, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. So alle kinders van God ontvang die Heilige Gees, maar alle kinders van God is ongelukkig nie vervul met die Heilige Gees nie. Die vervulling met die Heilige Gees beteken dat daar 'n oomblik in my lewe kom, wanneer ek totaal en al in gehoorsaamheid my lewe oorgee aan die Heilige Gees. Die manier hoe ek dit verduidelik was as 'n kind in die Sondagskool is vir my nog steeds die maklikste manier om dit te verstaan. Daardie dag wanneer ek gered word, dan klim die Heilige Gees saam met my in die kar, maar ek bestuur nog steeds die kar. Maar by die vervulling van die Heilige Gees, laat ek die Heilige Gees toe om te bestuur en ek word die passasier in die kar van my lewe. Ons sien dit baie duidelik hierdie 2 aspekte saam in Galasiërs 5 vers 25. Hoor wat staan daar? As ons deur die Gees lewe, die ontvang van die Heilige Gees, laat ons, iets wat ons nog moet doen, ook deur die Gees wandel, die vervulling met die Heilige Gees. Nou die Here Jesus was absoluut vervul, Lukas skryf, vol van die Heilige Gees. En in onmiddellike gehoorsaamheid aan hierdie Heilige Gees, gaan die Here Jesus Christus in die woestyn in. Die Here Jesus was nie in die woestyn inforceer nie. Ek glo ook nie dat hy graag in die woestyn in wou gaan nie, maar in absolute oorgegewenheid, gehoorsaamheid aan die Gees van God, gaan hy in die woestyn in. Die grootste en die sterkste krag in ons stryd teen die bose is dat ons vervul sal wees met die Heilige Gees van God. Jy sien, Efesiërs 6 gee vir ons die wapenrusting en gewoonlik stop ons ongelukkig voordat ons by vers 18 kom. Maar wat sê vers 18? Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid wat? Bid in die Gees. Hierdie Heilige Gees is die krag van God in ons binneste. Dit is die enigste kans wat ons het om te oorleef wanneer die aanval van die bose kom. Kan ek dit prakties maak? Jy sien, partykeer in ons lewens is daar 'n grys area. Iets wat nie heeltemal reg is nie, maar iets wat ook nie heeltemal verkeerd is nie. Iets wat jy eintlik nog kan redeneer dat dit maar in jou lewe kan wees. En dan kom die Heilige Gees baie keer, kind van God, na ons toe en sê, daardie grys area in jou lewe pas nie by 'n kind van God nie en jy moet klaar kry met daardie dinge. Maar dan het ons 'n keuse.
Of ons bly in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees en ons gaan weg van daardie dinge af, of ons laat die grys area in ons lewens toe. Nou, hoe kom dit by hierdie geestelike oorlog uit? Jy sien, wanneer ek daardie grys area in my lewe toelaat, dan word daardie grys area naderhand 'n wapen in die hand van die vyand. Maar as ek in gehoorsaamheid en oorgegewenheid en vervulling met die Heilige Gees gehoorsaam weggebreek het van dit, dan vat ek daardie wapen uit die hand van my vyand uit. Ek dink nou aan Judas Iskariot, wat alles opgegee het en die Here Jesus gevolg het. Wat net soos al die ander disippels agter die Here Jesus aangeloop het, wat ook langs die pad gestap het, wat ook gevlug het wanneer hulle die Here Jesus aangeval het, wat ook gesit het en geluister het na alles wat die Here Jesus geleer het, wat saam met elke een van die ander disippels in alles die Here Jesus gevolg het, maar een ding, een klein grys area daar die liefde vir geld in sy hart gehou het, en hy word in die hand van die Satan die verraaier, die Iskariot. Wees vervul met die Heilige Gees, wees slaggereed. Die tweede, slaggereed met die wapen van die woord. Lukas 4 vers 8 sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. Het jy opgelet hoe die Here Jesus Christus die Satan antwoord elke keer sonder uitsondering? In vers 4 sê die Here Jesus vir hom, daar is geskrywe, en dan antwoord hy hom met die woorde van Deuteronomium 8 vers 3. In vers 8 sê die Here Jesus, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, en dan antwoord hy hom Deuteronomium 6 vers 13. In vers 12 verander die Here Jesus so klein bietjie, hy sê daar is gesê, maar hy haal nog steeds die woorde van Deuteronomium 6 vers 16 aan. Hierdie keer nie net met die feit dat dit geskrywe is nie, maar hy lê klem op die feit dat dit in die gesag van God gesê is. Die Here het gesê, maar dis die skrif. Jy sien, elke keer wanneer die duiwel verskoon tog, met elke een van hierdie aanklagtes teen die Here Jesus gekom het, was die enigste manier hoe die Here die slang afgewend het, die swaard van die woord. As ons in hierdie stryd wil oorleef, kind van God, is die Bybel die enigste wapen van ons stryd. 2 Timoteus 3 vers 16 sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Jy moet jou Bybel ken. Ek sal nooit vergeet nie, in Oos-London het ek die beroep van 'n JOT-onderwyser gehad, Jesus our teacher, en dit was my werk om Bybelkunde te onderrig in die skool. En op 'n stadium word ek ingeroep kantoor toe, en ek sien daar sit 'n paar ouers, en ek kon sommer aan hulle gesigte en die atmosfeer in die vertrek aangevoel het, iets is nie lekker nie, hierdie mense is baie ongelukkig. En toe ek in is, toe word dit aan my bekend, hulle is bitter ongelukkig oor 'n les wat ek aangebied het, waarin ek gesê het, dat as jy 'n goeie Christen wil wees, jy jou Bybel moet ken. Ek was absoluut stom geslaan. Dit bly waar. Jy moet jou Bybel ken. As jy sukkel om die versoeking van die duiwel te weerstaan, as jy sukkel om staande te bly in die stryd, geliefde, is dit omdat jy nie die woord van die Here jou hart laat deurspoel het nie. Dis omdat jy nie die skrif goed genoeg ken nie. Jy kan nie 'n gehoorsame kind van die Here wees as jy nie die Bybel lees, bestudeer, leer
en toepas in jou lewe nie. Jy kan nie die aanval van die Satan weerstaan as jy nie 'n swaard in jou hand het nie. Dit is nie jou predikant se werk om die swaard namens jou te dra nie. Ek kan die duiwel nie vir elkeen van ons afveg nie. Jy moet jou Bybel ken. Paas, jy moet as hoof van jou gesin daardie skrif aan jou vrou en jou kinders leer. Moeders, die skrif sê by hulle sit en by hulle staan, as hulle inkom en as hulle uitgaan, aan die deurposte, op die hoof en op die regterhand, as jy opstaan, as jy sit, as jy lê, lees, oordink, bestudeer die woord van God. Miskien lyk dit soos wat dit lyk in baie mense se geestelike lewens, omdat hulle so soldate sonder gewere die oorlog ingestuur is. Ken jou skrif. Die derde en laaste, slag gereed met die vaste vertroue. Vers 9 sê, toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hiervan neer. Dis vir my baie interessant om te sien dat die duiwelse taktiek van die begin af tot hier nie een keer effens eers verander het nie. Hy bly by wat werk. U sien, net voor hierdie gedeelte was die Here Jesus Christus by sy doop gewees. En ons ken die verhaal, hy het in die rivier afgegaan en Johannes die doper het hom gedoop en daarna die Heilige Gees op hom neergedaal. En wat het gebeur direk daarna? 'n Stem uit die hemel praat met hom. En dit sê die woorde van Lukas 3 vers 22, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom en gesê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehaag. Nou let op hoe val die duiwel hom onmiddellik daarna aan in vers 3 en in vers 9. Hy sê elke keer vir hom, as U die seun van God is. Jy sien, is dit nie maar die duiwelse taktiek van die begin af om die woorde van God in twyfel te trek nie. Om dit wat die Here vir ons, oor ons sê, om te kom draai en twyfel daarin te saai nie. Is dit nie wat hy met die vrou in die tuin gedoen het nie? Die Here sê vir Adam en vir Eva, van die boom in die middel van die tuin mag julle nie eet nie, want as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Dit is die woord van God. En in Genesis 3 vers 4 tot 5 kom die slang en hy sê, en die slang sê vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. En wat gebeur? Hulle eet van hierdie vrug en geestelik sterwe hulle en gee geboorte aan geestelike dooie kinders tot vandag toe. Jy sien, die Here kom leer vir ons 'n hele paar dinge oor onsself. En een van die taktieke, een van die wapens in ons stryd, is om aan hierdie woorde vas te hou. Hy kom leer vir ons dat ons kinders van God is, Johannes 1 vers 12. In Johannes 16 vers 33 leer hy vir ons dat hy die wêreld reeds oorwin het. In 1 Korintiërs 10 vers 13 beloof hy ons dat ons nooit bo ons kragte versoek sal word nie. In Johannes 3 vers 16 beloof hy dat hy vir ons die ewige lewe sal gee in sy ewige liefde en soveel meer. Moenie toelaat dat die duiwel die woord van God wat oor jou uitgespreek is in twyfel trek nie. Ek sluit af. Ons geliefdes staan aan die begin van 'n splinternuwe jaar. En daar's 'n lang reis wat voor ons voorlê. En hierdie jaar gaan verseker 'n klomp wonderlike dinge in hê en ons gaan verseker nog lekker lag.
Maar daar lê in alle waarskynlikheid 'n hele paar uitdagings, 'n hele paar rotse ook voor. Wees voorbereid dat as u die Here wil dien, die duiwel ontevrede daarmee is. En dat hy alles in sy vermoë sal doen om u weg te hou van dit wat goed en reg is in die oë van die Here. As die kerk toe kom, sal hy die kerkmense gebruik om te skinder en om slegte dinge vir jou te sê of aaklig te wees en jou aanstoot te gee. As dit is dat jy 'n getuienis by die werk het, kan hy dinge by die werk ongemaklik maak. Hy kan jou gesondheid, hy kan jou geleenthede, jou vriende, jou familie, jou kerk, hy kan wat ook al tot sy beskikking is, inspan teen jou. Maar kind van die Here, jy staan nie wapenloos in hierdie stryd nie. Jy weet dit kom, so wees gereed. Wees gereed deur vandag vir die Here te vertrou vir die vervulling met die Heilige Gees. Klim uit die bestuurder se sitplek uit en laat hom toe om jou lewe te rig. Wees gereed deur die wapen van hierdie stryd op te neem. Daar's net een manier om goed te raak met 'n wapen en dis om hom gereeld te gebruik. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. En maak seker dat jy vashou aan die beloftes van die goeie Vader, wat ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hy het die duiwel reeds oorwin. Mag die Here vir ons genade gee om in hierdie stryd wat voor lê, nie net te oorleef nie, maar te floreer. Mag ons mekaar ondersteun en in liefde opbou, wanneer die stryd oor ons pad kom. En mag ons slaggereed wees, sodat die duiwel voor ons sal wegvlug. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons is soos kragtelose babas, wat uitgestuur word in 'n oorlog, waarvoor ons glad nie gereed is nie. Waarvan ons nie eers altyd bewus is nie. Ons is uitgestuur in 'n oorlog teen 'n gedigte vyand. 'n Vyand wat nie net ons verwoes nie, maar die wêreld. Maar Here, ons is onder die beskerming van die groot, heilige God. Kom dan, Here, en vul ons met die Heilige Gees. Vader, gee u woord in ons hart, hand en mond. En laat ons gewapen met die woord en die beloftes van God voorwaarts mars teen die vyand. Want met u aan ons sy, spring ons oor 'n muur. Met u aan ons sy val daar 1000 aan ons linker en aan ons regterkant, maar ons bly staande. Want as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons loof u, Here. Amen. Nou die lied op die bord is miskien effens ironies, want ek vra dat ons die stryd sal oorwin, en nou skryf ons I surrender all, maar hierdie opgee is nie 'n opgee teen die vyand nie, dis 'n oorgee aan die hand van die Here Jesus, wat hierdie oorlog vir ons sal wen. Kom ons staan en dan sing ons I surrender all. With every thought and every
Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees staan ons by in hierdie stryd totdat hy kom en ons ewig vrede het. Amen. Baie dankie.